met 'n hart wat klop van liefde vir my. Harder as die hardste donderweer, het U my lief vir my, net soos ek is. Daarom sal ek juig, my Redder en my God. Heer, gee my geloof soos Sara se hart, om te bly vertrou wanneer storms my tart. Gee my trane van hoop soos Hanna se lied, dat ek kan bly bid wanneer niemand dit sien. Gee my waagmoed soos Ragab se hand, om op te staan vir geregtigheid in die land. En Deborah se wysheid om sterk te bly staan, wanneer moeilike paaie voor my oopgaan. Voor my breek my Heer, maak my meer soos U elke dag. Lei my Heer, dra my Heer, tot ek leef net deur U krag. Maak my 'n vrou na U hart, o Heer, met liefde wat dien en genade wat leer. Met hande wat bou en oë wat sien, 'n lewe wat skyn waar donkerte stien. Maak my 'n vrou wat die stem verstaan, wat bly glo en bid en nooit ophou gaan. Here, ek gee alles wat ek is vandag. Maak my 'n vrou na U hart. Help my soos Naomi om nooit op te gee, en soos Rut getrou deur die jare te leef. Laat ek mense wat ek lief het nooit laat gaan, maar in liefde en waarheid langs hulle bly staan. Gee my Ester se skoonheid wat binne in straal, nie net in die wêreld se tydelike taal. Laat Spreuke se vrou my naamkaartjie dra, met wysheid en eer wat U in my saai. Voor my Here, breek my Here, maak my meer soos U elke dag. Lei my Here, dra my Here, tot ek leef net deur U krag. Maak my 'n vrou na U hart, o Heer, met liefde wat
my spreek soos Maria van hoop en lig, dat ander deur my liefde sien op hul gesig. En soos Maria, moeder vol trou, leer my om alles aan U toe te vertrou. My lewe, my drome, my liefde, my tyd, want U is my alles vir ewig en altyd. Maak my 'n vrou na U hart, o Heer, met liefde wat gee en 'n geloof wat regeer. Met olie vir lampe en wysheid om te sien. Met alles wat ek het, om net vir U te dien. Maak my 'n vrou wat tot die einde bly staan, wat deur elke seisoen na U sal vasgaan. Here, ek gee alles wat ek is vandag. Maak my 'n vrou na U hart. Amen. Amen. Goeiemôre en baie welkom almal. Is dit nie wonderlik die feit dat ons kan goed soos foto's het en die Afrikaanse herinneringe, memories. Soms vat hierdie goed ons baie ver terug. Jy het baie mooi gelyk op jou troue, hoor. Johanita. Namens myself en ons gemeenteraad, my familie, wil ons vir julle as gesin regtig sê ons kan nie voel wat julle voel nie, maar ons verstaan dit, ons werk elke dag daarmee. En ons innige simpatie met julle verlies. Kinders, kleinkinders, elke familielid wat nog lewe, selfs hulle wat dalk nie eens vandag hier is of kan wees nie. Ons vertrou die Here om julle te help om deur hierdie verlies te werk. Ek het met Johanita so 'n bietjie gesels en vir haar gevra, en ek besef dat Marie is baie skielik eintlik oorlede. Daar was nie 'n verwagting of iemand wat siek was vir lank, en ons het so saam met haar die pad gestap totdat sy nie meer daar is nie. Selfs dan maak dit nie makliker nie, maar die feit dat sy so skielik weg is, maak dit soms net soveel moeiliker om afskeid te neem. En mag die Here vir elkeen van julle, Smitty, vir jou wat gaan wakker word sonder iemand langs jou, vir die kinders, daar is spesiale geleenthede wat ons mos maar altyd as familie saamkom, en dan sal daar 'n plek leeg wees. Mag die Here in daai tyd regtig vir elkeen van julle bedien en dit gee wat julle sal nodig het om die pad vorentoe aan te pak. Hierdie wêreld is 'n wrede plek. As ek bid baie die laaste dae vir die mense wat in al hierdie oorloë wat reg oor die wêreld aan die gang is, geliefdes verloor deur die dood, die verlies, die smart, die rou daarvan. Maar ek weet dat die Here is in staat om ons te help daarmee. En ons vertrou dat hy ook in julle lewe dit sal doen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader, dankie dat ek vanmôre saam met hierdie familie voor U kan kom staan, en U woord sê, U sien dwars deur ons. U ken ons sit en ons opstaan. U ken van ver ons gedagtes voordat daar 'n woord op ons tong was. Ken U dit geheel en al. Dis die God wie U is. Dis die een aan wie ons behoort. Dis die een wat vanmôre hier is om elkeen van ons wat dit nodig het, Here, te bedien, te versterk, te vertroos. Paulus het gesê, ons, net soos enigiemand anders, te rou ook, ons treur ook, maar nie soos hulle wat nie hoop het nie. En ons hoop is dat elkeen wat lewe en in U, o God, glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En dit is ons hoop en dit is ons verwagting. En ek bid vanmôre dat U deur U Heilige Gees nie net hier sal wees nie, want U is in ons, U is by ons, maar dat U in hierdie plek vanmôre sal rondbeweeg en elkeen wat dit nodig het, elkeen wat bereid is om na U 'n hand of 'n hart uit te reik,
dat U as God en Vader hulle sal versterk, sal oprig, sal lei, sal help in hierdie tyd wat voorlê. Dis my gebed, Vader, en ek dank en ek eer U daarvoor. In die kosbare naam van Jesus bid ons dit. Amen. Nou ek sal graag net met julle 'n kort woord wil deel. Ek wil net begin deur te sê, dis vir my altyd, ek doen dit in elk geval nooit nie, maar soveel meer, ek het nie vir Marie so goed geken nie, so dis vir my moeilik om iets oor haar te sê, maar gewoonlik by 'n geleentheid soos hierdie, voel ek ongemaklik in elk geval om iets oor familielede te sê, want ek dink die familie ken haar beter as ek. So wat sal ek vir julle kom vertel van wie Marie was? Julle weet wie Marie was. So ek gaan nie 'n halfuurie spandeer net om vir julle te vertel wie sy was nie. Ek wil graag vandag ietsie met julle deel oor 'n gedagte wat die Here op my hart gelê het, veral in hierdie laaste tyd. Ek het so rukkie terug in die gemeente ook daaroor bedien. En ek vertrou die Here dat julle ook vandag hoop en troos sal vind en weer 'n geleentheid sal vind bo alles. Dat ons sal seker maak daar's 'n plek in ons lewe wat ons kies. 'n Geleentheid in ons lewe wat ons kies om regtig die Here te ken en te dien. As ek ook luister na die lied wat julle gebruik het saam met hierdie slideshow, dan weet ek dit pas absoluut in by dit wat ek graag wil deel. Nou, ons bly in 'n kompleks waar ek en die buurman se motorhuise na mekaar toe wys. So 20 meter uit mekaar uit. So as ek wil uittrek, moet ek kyk of hy nie daar is nie, en as hy uittrek, moet ek kyk of iemand of iets nie daar is nie. Jy kan nie net uittrek. En hy het 'n rugoperasie gehad en vir so 3 maande moes hy maar in die bed gewees het en opstaan so 'n bietjie loop, dan moet hy weer gaan lê. So sy kar was vir 3 maande nie daar nie. En verlede week toe trek ek uit en ek is op die foon met die sekretaresse en ek het stadig uitgetrek, eintlik het die motor net beweeg. Maar wat ek nie geweet het nie, intussen na 3 maande se tyd het hy opgestaan en hulle is op pad elders heen en sy bakkie staan daar. En die volgende oomblik voel ek net maar, die spasie is nou baie kort. Ek het altyd baie verder teruggetrek. En natuurlik was nie 'n groot ongeluk nie, maar ek het teen sy agterste buffer vasgery en onmiddellik was hy uit die huis uit en kon kyk wat aangaan. En so 'n paar dae na R21,000 se skade. Wat ek kan dit nie sien omtrent nie. Ek bedoel, ons moes gesoek het vir dit, maar om dit reg te maak, R21,000 se skade. Nou sê vir my sê, wat het dit met vandag te doen? Ek het so rukkie terug met die gemeente gedeel oor dit wat Jesus gesê het vir 'n tyd waarin ons leef in die laaste dae. En die laaste dae het begin by Jesus se geboorte en dit sluit af by sy wederkoms. So dit is die afgelope 2000 jaar leef ons al in die laaste dae en Jesus gebruik 'n woord en ek wil dit vandag iets daarvan met julle deel, want Marie se dood maak dit vir ons 'n realiteit. En dit is, Jesus het vir sy disippels gesê om gereed te wees. Nou ek was vir die afgelope 10 jaar wat ek daar bly, gereed. Maar toe gebeur daar nie veel nie. En ek raak gewoond daaraan, want wie weet in hierdie plek, wat is die mees normaalste ding om te doen as jy agteruit ry? Om agtertoe te kyk. Jy kan nie agtertoe ry en vorentoe kyk. En ek het na 3 maande, omdat daar geen aktiwiteit was en niks het gebeur nie, agtertoe gery, maar ek het vorentoe gekyk. En dit het my iets gekos. En Petrus sê, daar is mense wat sê vir die afgelope 2000 jaar nou al, in ons geval, in hulle geval, nie so lank nie, dat Jesus gaan terugkom en daar gebeur niks nie. En wat ek onlangs met iemand gedeel het, en dis wat ek graag vir jou vanmôre wil sê, iets daarvan wil ek deel en ek wil 'n stukkie lees uit die woord. Iemand sê vir my, Herman, hoe sal ons weet en wanneer dink jy gaan Jesus terugkom? Daar selfs mense wat nie glo in God nie, wat nog in die feit dat Jesus sal terugkom na die aarde toe, maar toe sê ek van, weet jy wat, die realiteit waarmee ek as 'n leraar leef, en ek dink almal van ons wat hier sit besef dit, is dat Jesus kan môre terugkom vir jou. Dit het eintlik niks met sy wederkoms te doen. As hy op die wolke sal terugkom om ons, sy kerk, sy bruid te kom haal,
dan moet ons gereed wees. Die feit is, hy hoef nie weer terug te kom op die wolke nie, want hy kan vir ons kom deur die dood, of deur 'n ongeluk, wat ons dood veroorsaak, of deur een of ander ramp wat ons lewe tref. Ek weet nie wie van julle gesien het, ek aanvaar die meeste van ons bly in Suid-Afrika, wat het gebeur nou in die tuinroete met al daai verskriklike verspoelings, hoeveel mense is dood. En ek dink nie een van hulle die aand gaan slaap en geweet, môre gaan ek nooit weer sien nie. Maar dis die realiteit waarin ons leef. En daarom, ek wil net 'n stukkie lees in die gedeelte wat Jesus eintlik, nadat sy disippels hom gekonfronteer het met hierdie vraag. Matteus 24 vers 3 en 4, dan sê hy, nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen. So hulle was altyd tussen mense en Jesus het die skares geleer. En toe kom hulle alleen na hom toe en vra vir hom, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van die koms en van die einde van die wêreld wees? En Jesus se antwoord was eintlik baie vreemd. Hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Hulle wou eintlik geweet het, wanneer gaan hy terugkom? Nommer 2, wat sal die tekens wees? Hoe gaan dit lyk? Wat sal gebeur? Waarvoor moet ons uitkyk, dat ons kan weet wanneer hy kom, sodat ons gereed kan word? En Jesus se antwoord vir hulle is, moenie dat mense, pas op dat iemand julle nie mislei nie. Ons kry dieselfde gedagte in Handelinge 1 vers 6, sê die Bybel, net voordat Jesus teruggaan na sy Vader toe, ek glo, want hy het vir hulle gesê, dis wat gaan gebeur, wil hulle net die laaste geleentheid gebruik, om vir hom te vra, is dit nie dalk nou die tyd wat u moet kom en die koninkryk van Israel op hierdie aarde vestig nie, want dis wat al die Jode geglo het, die Messias wat sal kom, sal hierdie aarde weer 'n beter plek maak en hy sal kom regeer en dit is waaragtig so, volgens al die skrifte in die Ou Testament. En al wat hulle wou weet is dit nou die tyd dat u dit gaan doen? Handelinge 1 vers 6. Handelinge 1 vers 7 sê, Jesus sê vir hulle, dis nie vir julle om die tye en die geleenthede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar, julle sal krag ontvang om my getuies te gaan wees. Dis Jesus se antwoord vir hulle wat wil weet, of hy nie nou, as hy dan sê hy is die Messias, hoekom is hy dan nie hier om die koninkryk op aarde te kom vestig en dinge net weer reg te maak nie? Ek wonder of daar nie van julle is ook wat so voel nie. Is daar nie net iemand in hierdie skepping wat kan kom en hierdie wêreld 'n beter plek maak nie? Ek hoop daar's iemand in die kerk wat saam met my so voel. En dis hoekom ons as kerk daar is. Maar eintlik dan sien ons, en dit vat die disippels terug, want hy sê, dis nie vir julle om te weet, die tye en die geleenthede wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang. En Jesus het vir hulle, terwyl hy op aarde was, iets geleer, en ek gaan 'n stukkie daarvan net vir jou lees in Lukas 12, en dan wil ek ietsie daaroor sê, wat dan ook my skrifgedeelte eintlik vir vanoggend is, as ek praat oor die tema, wees gereed. Lukas 12 sê hy, vers 35, ek dit nou net kry. Lukas 12:35 gaan oor 'n gedeelte waar Jesus weer eens vir 'n lering gegee het. En dan sê hy hierso in vers 35, die gelykenis van die werksame slaaf. Wees gereed. Hy begin so. Wees gereed, die heupe omgord en julle lampe aan die brand. Ek weet nie wie van julle kan dalk die verhaal van die 10 maagde onthou nie. Die gelykenis van die 10 maagde. En dan gaan ons het al dalk so baie preke daaroor gehoor, en ek het onlangs weer met iemand gepraat, toe sê hy vir my, ek het nou hierdie boodskap gehoor, maar ek stem nie saam nie, ek dink dit is eerder dit. En wat is nou die olie? En wat is die betekenis van die olie? Weet julle wat, die hele verhaaltjie van 10 maagde, 10 maagde beteken, ek hoop almal verstaan dit, al 10 was maagde, sal jy met my saamstem, of jy die verhaal ken of nie. Al 10 was maagde. Dit beteken, in die konteks daarvan, al 10 was gelowiges. Maar 5 was gereed en 5 was nie gereed. Die hele verhaal van die 10 maagde, en so kan ek aangaan, klomp van die gelykenisse wat Jesus vertel het, as ek het noem, glo ek met my hele hart, een of ander
plek in die Bybel sal jy jou hart daaraan kan connect en sê, ek het dit al gehoor, ek ken dit, ek weet dit. Wat was Jesus se doel om hierdie gelykenis vir hulle te vertel? Een ding, en dit is, ons moet gereed wees. En hier kom hy weer, en ek wil nie al die ander getuienis, al die ander gelykenisse eers met jou deel nie, maar ek kan vir jou sê, ek kan maar gaan lees. Die meeste van die gelykenisse van Jesus wou vir ons een boodskap gegee het, en gesê het, maak seker dat jy leef gereed. Ek het eendag met 'n jong dogter gepraat, jare terug. En ek sê toe vir haar, meisiekind, jy het God nodig in jou lewe, en jy het nodig om jou lewe in lyn te bring met die Here. Sy sê, ek weet dit. Sy het my oom genoem. Sy sê, oom, ek weet dit. Maar ek wil eers my lewe geniet. Asof die mensdom dink hy kan sy lewe geniet buite God. Ek het hulle groot gemaak. Ek het hulle gesien gebore word in die kerk, ek het hulle toegewy aan die Here. Ek het hulle gesien opgroei, ek het van hulle gesien trou en kinders kry, en ek het hulle kinders in hierdie gemeente toegewy, want ek is al 32 jaar hier. En ek wil vir julle sê, baie van hulle wat vir my gesê het, ek wil net eers my lewe geniet, wat op 16 jaar swanger geword het, en haar lewe gestop het, en sy sit in 'n kamer, om haar baba groot te maak. Toe wonder ek net, want ek het dit nooit gesê nie, ek het nooit iemand verwy daaroor nie, ek het net gewonder, is dit om die lewe te geniet? Is dit waaroor die lewe gaan? Oom, ek wil net eers my lewe geniet, dan sal ek. En weet jy wat, daai jong dogter was dalk onverskillig omdat sy jong was, maar jy sit baie van ons wat al 40, 50, 60, 70 is, en ons lewe nog steeds so. Ons sal eendag, want ons weet ons is nie waar ons moet wees nie, my lewe is nie regtig op die plek wat hy moet wees nie, en die feit is, as jy nie vandag gereed is nie, is daar 150% dat jy môre ook nie gereed gaan wees nie. Jesus se bediening wou een ding vir ons gesê het, en dit is, as jy my kind is en jy leef in my genade, deur my gees in my lewe, maak dit nie saak wat gebeur en wanneer dit gebeur nie. Paulus sê, as ek lewe, dan lewe ek vir hom, as ek sterf, is ek by hom. Ek kan nie verloor nie. Luister na hierdie paar woorde wat hy vir hulle sê, in Lukas 12 vanaf vers 35. Wees gereed, julle heupe omgord. Heupe omgord beteken gereed om te vertrek. Terloops, ek het vanmôre my beld vergeet. Die van julle wat dit sien. En die rede is, ek het lank sommer net in die studeerkamer gesit en sommer net bietjie gebid en gelees en gealles, en toe ek my konkrete besef ek, hey, jy het 'n verantwoordelikheid, en ek het opgespring en alles klaar gekry, so ek was nie gereed nie. Dis hoekom ek my gordel vergeet het. Hy sê, die heupe omgord, die lampe aan die brand. Ons ken die verhaal van die 10 maagde. Wees soos mense wat hulle eienaar of vir hulle eienaar wag, tot hy van die bruilof af terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy aanklop. Gelukkig, vers 37, is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. En hier praat hy nie oor fisies wakker nie, maar geestelik wakker. Jy sal nie Jesus mis as jy slaap, as hy terugkom. Ek beloof jou. Selfs as jy in jou slaap sterf, jy sal by hom wees. Hy praat hierso van 'n geestelike wakker wees. Gelukkig is die wat van die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker ek julle, hy sal hulle aan tafel laat sit, self 'n voorskoot aansit en hulle bedien. 'n Boodskap op sy eie waaroor ek nie nou ietsie wil sê nie. Gelukkig is die slawe vir wie hy wakker aantref, vir 'n tweede keer. Al sou hy eers om middernag of met hanekraai kom. Maar dit moet julle weet. En dis die rede hoekom ek hierdie boodskap met jou deel. En nie net vandag 'n halfuur lank met jou praat oor wie Marie was nie, want julle ken van Marie. Hy sê dit moet julle weet. As die huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom, sou hy hom nie in sy huis laat inbreek het nie. En dan sluit hy af met vers 40. Ook julle moet gereed wees, want julle weet nie wanneer die seun van die mens kom nie, want hy kom op 'n tyd wanneer julle hom nie sal verwag nie.
Ek sê altyd, en dit is vir my so, en ek soveel meer as julle, want ek doen baie begrafnisse. Jy kom dalk 1 keer, 2 keer 'n jaar by 'n begrafnis, deesdae, met alles wat in die wêreld aangaan, en al die siektes, en al die kankers, en al die goed, dink ek doen ek meer begrafnisse as ooit in my hele bediening van 38 jaar. Maar, ek kom gereeld op hierdie plek waar mense se dood my weer herinner aan die realiteit van my dood. Aan die realiteit van die lewe, aan die realiteit, en ek sê altyd by 'n geleentheid soos hierdie, jy is nie, liewe mens, jy is nie, en ek is nie bedoel om elke dag aan die dood te dink nie. Dis nie, ons moet lewe. Dis hoekom ons hier is, om te lewe, die Here sê, ek het gekom, Johannes 10, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle kan lewe en oorvloed. Ons moet lewe, ja, maar ek wil vir julle sê, ons moet so lewe, sê die woord, op elke plek, dat ons gereed is. En baie mense is nie gereed nie. Ek lees 'n verhaal en die man vra in sy boek, hy begin sy boek, en sê hy, Marietta, as jy geweet het van iemand, wat kanker kan genees, en 'n vriendin van jou raak siek, sal jy nie moeite doen om haar te vertel van hierdie vriend, van hierdie dokter, van hierdie medikasie. En ek dink nie ek hoef jou die vraag te vra nie. Ek hoop jy die antwoord. Natuurlik sal ek dit doen. Maar die wêreld is in hulle miljoene besig om te lewe soos hulle wil op pad hel toe. En ons wat weet wie is die een wat red. Die God wat gesê het, ek maak jou gereed. Ek gee vir jou die lewe. Die ewige lewe is nie iets wat jy enig ontvang nie. Volgens Johannes sê ons het nou al reeds die ewige lewe in ons. Ons weet wie hy is en ons bly stil daaroor. Dis hoekom ek nie daaroor stil bly nie. Jy's hier vandag om afskeid te kom neem en 'n laaste eer te kom betoon aan iemand wat jy geken het, vir wie jy lief was, met wie jy verhouding gehad het. Dis hoekom jy is, anders sou jy nie hier gewees het. Maar ek is hier om vandag vir jou geleentheid te gee om te sê, liewe mens, Marie is nie meer by ons nie. Marie het nie geweet, daardie aand, voordat sy gesterf het, dit was haar laaste aand, wat sy op hierdie aarde, sy het dit nie geweet nie. Sy het nie kans gehad om eers te sê, okay, dat ek ten minste net vir my familie Kobai sê, dat ek net al my goedjies in orde kry, dat hulle net weet waar is alles. Nee, hy sê dit kom skielik. Die vraag is nie wanneer kom hy nie. Die vraag is as hy kom, is ek gereed. En ek bid dat Marie se dood vandag weer, elkeen van ons wat in hierdie plek sit, sal help om weer sekerheid te kry. Nie net dat ek in die kerk is nie. Ek wil nie weet wat is jou kerk se naam, of jy in hierdie kerk sit, of in enige ander kerk. Ek wil weet, of 1 Johannes 5 vers 12 in jou lewe werklikheid is. Wie die seun het, het die lewe. Wie die seun nie het nie die lewe nie. Het nie die ewige lewe nie. Ek vertel altyd hierdie ou storieetjie, toe ek 'n student was een van die goeders wat ons moes gedoen het. Daai jare, ek sien mense doen dit nie meer vandag nie, het ons van huis tot huis gegaan en evangelisasie gedoen. Ons moet nie lyk of jy dit ken. Jy ken dit. In ons tyd was dit iets wat algemeen was. Ek onthou in Johannesburg het ek gestudeer en ek het nagmerries gekry daaroor. Want ons moes vir 'n week lank dit gedoen het. En ons moes dit gereeld gaan doen het, maar jy moet ten minste vir 'n week lank dit doen. Hulle laai jou af ergens en vanaand kom tel hulle jou weer op in die bus en dan wil hulle weet waar was jy en jy moet sê by hoeveel mense was jy. En jy hoef my nie te glo nie, dit maak nie saak of jy my glo nie, maar dit weet die Here of dit die waarheid is. 90% van die mense by wie ek aangeklop het, het vir my gesê, dankie, ek het my kerk. Ek het nooit gevra of jy in 'n kerk is nie. My approach was altyd, goeiedag, ek is Herman Stein, ek wil net hoor of ek 'n paar minute van jou tyd kan kry, ek wil net graag met jou deel oor Christus Jesus en sy liefde. Dankie, ek het my kerk. Ek het nie gesê ek wil jou in 'n kerk kry nie, maar jy sien, ons identifiseer kerk met Christus. Ons dink as ek my kerk het, is ek opreg en gaan ek hemel toe. Jy kan in hierdie kerk sit, jy kan een van die ouderlinge in hierdie kerk wees, as jy die seën nie het jy nie die lewe nie, en jy sal vir ewig sonder God wees verlore. Dis die realiteit. Maak saak wat hierdie predikant vandag sê nie, oor jou lewe nie. Dit maak nie saak wat op jou
graf se kopsteen staan nie, se kopstuk nie. Dit gaan oor, het jy die seën of het jy nie? En as jy nou hier sit en sê, Herman, ek weet ek is kind van God, is my volgende vraag, nie of is jy kind van God nie, is jy gereed as kind van God? Want 10 maagde, 10 gelowiges, 5 was gereed, 5 was nie. Die verskriklike woorde toe hulle kom klop aan daardie huis, en die eienaar sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Hier gaan vandag mense hier uitstap, wat nie God ken nie, hulle gaan weer hier uitstap. Ek weet dit. Het gebeur by elke begrafnis, by elke diens, by elke geleentheid, by elke boodskap wat mense hoor. Maar ek bid dat die Here elkeen van ons wat nie gereed is nie, sal gereed maak. Ek praat van gelowiges. Ek praat van mense in Suid-Afrika, want 82% sê die sensus is gelowiges, maar 15% kom ooit in 'n kerk. Miskien kan julle daai wiskunde verstaan, ek verstaan dit nie mooi nie. Sê vir my, daar is baie wat sê, Here, Here, maar ons doen nie wat hy sê nie. En as Marie se dood vandag een mens kan terugbring na God toe, dan wil ek sê, dank die Here, dat hy die een is wat alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Dis nie die wil van God dat ons moet sterf nie, maar hy het vir ons voorsiening gemaak as ons sou sterf. Want elkeen wat lewe, of elkeen wat sterwe, sal lewe, as ons regtig aan hom behoort en verhouding het met hom. So, die dood kan ons nie bedreig nie. Die dood kan ons skei van ons geliefdes, maar die dood kan ons nie skei van God nie. En my gebed is dat elkeen wat vandag hier uitstap, hierdie vrede in jou hart sal hê. Nie net dat ek aan God behoort nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Ja, dis die belangrikste besluit in jou hele lewe, al dink jy nie so nie. Maar dat jy as gelowige ook gereed sal wees. En as jy hierso sit as 'n godsdienstige mens, wat nie verhouding het met God nie, ongeag jou kerk of jou agtergrond, dat jy hierdie geleentheid sal gebruik. Want solank ek lewe, sal ek dit doen, sodat ek eendag voor 'n lewende God kan gaan staan en weet, nie een van julle wat hierso sit sal vir my kan sê voor God, maar daai man, ek was in sy kerk gewees met Marie se begrafnis en hy het nooit vir my hierdie goed gesê. Nee. Dis 'n geleentheid en ek wil vra dat jy net jou oë sal sluit en ons gaan saam 'n gebed doen. Voordat ek hierdie gebed doen, terwyl jy net jou oë sluit hou, wil ek vir jou tog vra. Ek is nie hier om jou emosioneel op te sweep of jou bang te maak of enigiets nie. Die dood is 'n realiteit. Môre mag ek dalk nie meer hier wees nie. Maar solank ek hier is, sal ek dit aanhou doen. Maar miskien is daar iemand in hierdie plek wat vanmôre sê, Herman, ek ken die Here, maar ek weet ek is nie gereed nie. Ek het op 'n plek gekom waar ek so besig geraak het met al die goed in die lewe, dat ek het God se planne en God se wil en God se stem gemis in my lewe. Ek hoor hom nie meer nie, hy praat nie meer met my nie, ek het net aangegaan met my lewe. Of miskien is jy iemand wat sê, jy weet, ek het soveel seer in my lewe, ek het soveel keer seer gekry in die kerk, ek het soveel teleurstellings, ek het net nie meer belang gestel in die goed nie. Ek praat nie vanmôre met jou oor 'n kerk nie, ek praat met jou oor die enigste seun van God wat vandag gereed is, om vir jou te sê, is my seun, my dogter, kom huis toe. Kom huis toe. En as jy vanmôre behoefte het net om jou verhouding met God te herstel, dis nie een of ander groot ding wat jy moet doen nie, behalwe om met jou hele hart te sê, Here, hier is ek. As daar so een persoon in hierdie kerk is, wil ek vra net daar waar jy sit, wil nie net jou hand opsteek nie, ek wil graag net vir jou gebed doen. Jy hoef niks anders op te doen nie, gee net vir hom 'n aanduiding, om te sê, ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. Ek praat nie nou met jou oor 'n kerk nie, so moenie in jou hart vir my sê, jy het jou kerk nie, ek praat nie oor jou kerk nie, ek praat oor iemand, dankie, baie dankie, baie dankie. Jy doen dit nie vir my nie, ek sal nooit eers weet nie. En as jy jou hand opgesteek het, kan jy dit maar weer laat sak, baie dankie. Maar ek praat vanmôre oor die een wat lewe is. 'n Pa wat lief het, soos nie een van julle kan lief hê nie. Wat vanmôre wag vir 'n seun en 'n dogter om huis toe te kom. Dat ons gereed kan lewe omgord, ons heupe omgord, gereed, ons lampe is aan die brand. Hy kan môre kom deur die dood, deur sy wederkoms, ek is gereed. Is daar 'n laaste persoon wat wil deel wees van hierdie gebed? Vader, dankie
dat U die Vader is wat hulle wat treur sal versterk. Die verlies wat hierdie familie gehad het. Deur Marie wat nie meer hier is nie, 'n plek wat leeg is. U sal elkeen van hulle vertroos, bedien, versterk. Here, nou bid ek ook vir hulle wat in hierdie plek is, wat hiernatoe getrek was, wat hiernatoe gebring was, deur 'n goddelike afspraak. U wat alles ten goeie laat meewerk vir ons wat U liefhet. Vir elke man en vrou wat vanmôre net 'n hand gelig het en gesê, Here, ek weet ek is nie gereed nie. Ek weet ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. As U môre deur die dood of U wederkoms vir my moet terugkom, gaan ek nie gereed wees nie. Dankie dat U bloed hulle reinig in hierdie oomblik, want dis waarvoor U die offer betaal het. Dat hulle skoon was van 'n verlede, van mislukking, van onverskilligheid, van 'n lewe van hoogmoed waar ek dink ek kan sonder God leef. Dankie Here, U was hulle met U bloed, U reinig hulle. U bring hulle terug huis toe, nie na hierdie kerk toe nie. Terug na U o God. Terug na U koninkryk, terug na U as 'n Vader se hart. Dankie Heilige Gees dat U vanmôre mense nuut maak en herstel. Dankie nou vir U werk in elke hart, vir elke mens wat vanmôre gesê het, Here, hier is ek. Ek kies die lewe, ek kies U, ek kies U wil, ek kies U plan vir my lewe. Gees van God dat U hulle sal lei, dat U hulle sal versterk, dat U hulle sal bedien, soos wat net U alleen dit kan doen. En dankie Here dat U voor hulle uittrek, dat U hulle help om geestelik te groei, geestelik sterk te word in U die Here vir die tye waarin ons leef, nie deur krag of geweld nie, maar deur U Gees en U krag en U lewe, U inwoning, Heilige Gees, sal hulle kan doen wat van hulle verwag word. Ek pleit U kosbare beskerming, U bloed oor elkeen van hulle en ek dank U. Ek dank U vir hierdie afspraak wat U gemaak het, terwyl ons afskeid neem van 'n geliefde. Here, neem U geliefdes op en sê, jy's myne. Ek het jou op jou naam geroep, jy's myne. Bring U vanmôre mense terug, soos wat U 2000 jaar terug, Here, U seun gegee het. Gebruik U vanmôre iemand se dood om mense terug te bring na U toe. En daaroor is my hart opgewonde. Dankie vir hierdie byeenkoms. Dankie vir 'n geleentheid wat ons kan afskeid neem. Dankie vir 'n geleentheid om bemoedig te word, om weer hoop te kry. Ons hoop is nie in hierdie wêreld en die goed wat gebeur nie, maar in U o God. Sodat elkeen in hierdie plek wat U ken kan sê, of ek lewe en of ek sterwe. Vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Want ek kan nie sterf nie. My liggaam kan van my familie en nie die mense geskei word, maar ek sal nooit van die liefde van God geskei word nie. Here, dis ons hoop, dis ons troos. En ek dank U dat elkeen wat hier uitgaan, elkeen wat hier uitstap, Here, sal uitstap met 'n verantwoordelikheid, om verantwoordelik besluite te neem elke dag om so te lewe, dat ons gereed sal wees, om U ons God, ons Vader te ontmoet, is my gebed. En ek eer en dank U daarvoor, Vader, in Jesus se kosbare naam bid ons dit. Amen. Ek gaan vra terwyl hulle vir ons daar agter die lied gaan speel, gaan ons nou vir familie en vriende wat gemaklik daarmee voel, geleentheid gee om net na vore te kom, afskeid te neem, 'n laaste eer te bewys. Daar's blomme gereed gemaak wat hulle net hiervoor gaan neerlê. Dit is ons manier hoe ons van iemand afskeid neem hier op aarde. Ons weet dat wie in Christus is en gesterf het aan hom, kan nie hier wees nie. Hulle kan nie hier wees nie. Dis net ons liggame. Paulus noem dit so mooi, hy sê dis 'n tent wat afgeslaan word. Ek weet nie of wie van julle het al in tente gewoon nie. Dan maak jy hom reg. Ek weet nie wat sy Afrikaanse woord vir 'n zip nie. Die ritsluiter, is dit 'n regte woord? Hy breek en dan laat vervang jy hom en jy hou daai tent aan die gang, tot jy op 'n stadium besef, hierdie ding gaan nie meer werk nie. Gooi hom weg, kry 'n ander een. En dis presies wat met ons gebeur. Paulus sê hierdie tent, gaan lees dit in 1 Korintiërs 15:5. Hy sê hierdie tent gaan eendag afgeslaan word en geberg word.
Maar die een wat in die tent woon, kan ons nie begrawe nie. Ons begrawe net 'n liggaam, die tent. Maar ek sal vir ewig by God, of vir ewig sonder God leef, want ons almal is ewigheidswesens. En dank die Here dat ons kan afskeid neem. En hoekom doen ons dit? Want ons neem afskeid van die mens wat ons geken het. Die een aan wie ons kon vat, die een wat in ons oë kon kyk, die een wat ons hande kon vat, die een op wie se skoot ons kon sit. Ek sê gisterand vir my kleinseun, hoe lank gaan jy nog op my skoot kan sit? Een van die dae moet ek op jou skoot sit, want hy word al hoe groter. Maar terwyl hy daar sit, geniet ons dit so. Dit is wat hoe ons liefde ervaar, vir mekaar 'n druk te gee. Sommige net by mekaar te wees, mekaar se teenwoordigheid te geniet. En dit kan ons nie meer doen met Marie nie, want sy is nie meer hier nie. En dis waarvan ons afskeid neem, van haar liggaam, van die mens, maar ons weet sy leef tot in ewigheid. So as julle daar agter gereed is, kom ons gebruik die geleentheid en ons gaan op hierdie manier afskeid neem. Baie dankie. Ons gaan vra die familie eers sal kom. Baie dankie. As ek jou weer sou sien, sou jy nog weet hoe diep ek jou bemin. Ek weet daar's vrede daar waar jy nou bly, maar ek mis jou elke dag. En ek vra nog steeds, hoe kom jy? Trane in die hemel, sal het ooit verdwyn? Sou ek weer kan lag, as ek jou daar sou kry. Trane in die hemel, vloei oor my vandag. Maar ek hou vas aan hoop. Tot ek jou weer kan vashou sag. Die pad hier is lang. Ons wil vra dat die res van die gemeente, familie, vriende ook na vore sal kom. Hier's genoeg blomme om te kom neer lê, so asseblief neem vrymoedigheid. As julle ook graag net wil 'n laaste eer kom bewys, baie dankie. Met jou naam in my gebaar. Ek weet ons sal weer eendag saam kan staan. Maar tot daardie dag sal ek aan jou bly vashou. Trane in die hemel, sal het ooit verdwyn? Sou ek weer kan lag, as ek jou daar sou kry. Trane in die hemel, vloei oor my vandag. Maar ek hou vas aan hoop, tot ek jou weer kan vashou sag. Tot ek
Ek wil vra of julle nie net saam met my wil opstaan, dan doen ons net 'n laaste gebed en daarna gaan ons luister na nog 'n lied en dan gaan Rassie net vir ons die bedankings kom doen. Baie dankie. Kom ons staan op. Vader, dankie vir 'n kosbare geleentheid. 'n Paar minute waar ons net kan stil word, kan luister. Wat wil U vir ons sê? Dankie vir elke familielid, vir elke vriend en vriendin wat hier was. En ek bid dat ons sal verstaan die waarde van verhouding. Baie keer besef ons nie dit wat ons het, voordat ons dit nie verloor het nie. Soms wil ons regmaak as dit te laat is. U het gesê ons moet gereed wees, want vir baie van ons gaan iemand se dood dalk onverwags vang. Iemand wat gesê het, ek weet ek moet gaan regmaak, ek weet ek moet dit doen, ek sal dit nog doen. En nooit het hulle daai geleentheid gekry om dit te doen nie. Mag ons vandag anders hier uitstap, as wat ons hier ingekom het. Mag U woord lewend en kragtig in elkeen van ons 'n goddelike werk doen. U vergewe, Here. U sal ons nooit verwyd of veroordeel nie, maar U gee geleentheid. En mag dit wat ons vandag by U hoor en gehoor het, Here, dat dit nie by ons ore verbygaan nie, maar dat ons hier uitstap en sê, Here, help my om 'n dader te word van die woord en nie net 'n hoorder wat homself mislei nie. Seën hierdie familie. Seën elke vriend en vriendin. Ek bid, Here, dat U ons sal lei deur U Gees, dat U ons sal versterk in die tye waarin ons leef, dat U hulle sal bedien wanneer hulle dit gaan nodig het. Hier's baie mense vandag, maar een of ander tydjie, baie nie lank hier vandaan nie, sal dit stil word en ons dra hierdie las alleen. Ek bid dat wanneer enige een van hierdie familie dit nodig sal hê, dat U daar sal wees om hulle te vertroos, te versterk, te bedien met dit wat hulle sal nodig het in daai oomblik. Miskien die eerste verjaarsdag, die eerste Kersfees, die eerste geleentheid wat hulle as familie altyd so saam was en nou is maar nie meer daar nie. Dankie, Here, dat U daar sal wees om elkeen te bedien vir dit wat hulle sal nodig het. Ons bid dit, Vader, omdat ons vandag wil erken, sonder U is ons niks, sonder U kan ons niks doen nie. Ons het U nodig, o God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons het U nodig. Here, kom en bedien elkeen soos wat hulle dit nodig het. En dit bid ons in Jesus se kosbare naam. Amen. Kom ons luister na daardie lied en dan gaan ek vir Rassie vra om vir ons die bedankings te kom doen. Baie dankie. Onze Vader wat in die hemel is. Julle is welkom om te sit asseblief. As julle wil staan, as julle ook reg, maar Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen. baie dankie.
As jy is welkom om na vore te kom. Jy kan sommer hier kom staan. Goeiemôre familie, vriende. Ja, dit is my taakie om vandag vir almal net dankie te sê om hier wat hier was. Vir ons as familie en gesin beteken dit ontsettend baie. Elke oproepie, boodskap, handdruk, kopknik beteken die wêreld vir ons. Ek wil graag net van hierdie geleentheid gebruik maak om vir pastoor Huis van Restaurasie en Natasha en haar span net baie dankie te sê vir al die hulp wat julle vir ons gegee het met die reëlings en alles. Die direkteure van der Waal en Vennote, al die staf daarso. Julle was maar se tweede familie. Ons kan nie vir almal net dankie sê en alles. Ons nooi julle graag om saam met ons hierna net langsaan koffie te drink en alles. Baie dankie. Baie dankie. Rassie, ons wil net noem dat die plekkie waar die familie bymekaar gaan kom, is, jy kan net hier deurstap by daai deur links en dan daar buitekant is ons lapa of jy kan buitekant omstap. Is die hekkies oop aan die kant? Dit is oop. OK, so jy kan ook aan die kant omstap, aan die agterkant verby, as jy dalk eers iets in die motor wil gaan kry of gaan sit of wat, en dan net aan die agterkant verbystap. Ons lapa sit aan die regterkant soos wat ek staan. Baie dankie dat u vandag hierdie dag saam met die familie gedeel het. Hulle kom ondersteun het en die van julle wat nog vandag, môre of binne die volgende week baie ver moet ry, mag die Here julle beskerm dat julle veilig by julle bestemming sal aankom. Baie dankie. Ons waardeer u. Mooi dag.